gestroom vir die heerlikheid wat die wil ek hê. Dit is vir my so oggend so mooi om te sien waarmee die Here besig is. En ek het 'n opgewondenheid in my hart, want ons sê en ons verklaar, ons is familiekerk. Ons is daai gemeente waar elkeen welkom is, waar familie saam kan wees. En vanoggend is dit vir my 'n voorreg dat een van ons gemeente se kinders, Annemarie, vir ons die gebed kan lei. So kom ons gee dit vir haar applaus. Sy het 'n ongelooflike hart vir Jesus. So Annemarie, ek kan voortgaan. Sluit die oë. Dankie liewe Jesus vir 'n wonderlike dag. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Seën die mense wat nie kos het nie en gaan so voort met ons om nie sondes te doen nie. In Jesus naam alleen. Amen. Amen. Kom ons gee vir haar net weer 'n applaus. Sy het 'n ongelooflike hart vir die Here. En haar ouers sit daar agter. Ek wil vir julle sê, julle kan trots wees. Julle kan trots wees. Ek sien hoe die Here julle eer vir wie julle is as ouers. Ek sien daar so baie tye waar julle ingesaai het in julle kinders se lewe en julle gaan nog baie. Maar baie keer besef mense nie dat die opoffering 'n kind oprig om die Here te volg. So ons vrug op wat julle doen, ons vrug op wie julle is. So dankie vir julle harte, vir julle kinders, en mag die Here julle seën. Soos ek sê, ek is opgewonde oor julle as gesin, en net so vir al ons gesinne, maar vanoggend eer ons hulle. Ons eer hulle vir wie hulle is. En is dit nie mooi, hoe 'n kind die hart vir die Here kry, 'n hart vir Jesus kry nie. En dis ons begeerte vir elkeen in die gemeente, en is al reeds 'n paar, maar dis ons begeerte vir elkeen in die gemeente, dat ons hierdie boldness en waagmoed sal hê, dat ons hierdie waagmoed sal hê om Jesus te verkondig, of dit van 'n verhoog af is, of in 'n winkel is. Dis ons begeerte. So Annemarie, weer dankie vir jou hart. Dankie vir wie jy is. Keep on going. Keep on going. Ons is opgewonde. So Vader, dankie. Dankie vir dit wat U vanoggend doen. Dankie Heilige Gees vir oomblikke soos hierdie. Ons vra vanoggend, Here, dat U elke persoon wat U is, sal aanraak met daai woorde van Annemarie. Dankie Here vir ons gesinne vanoggend. Dankie vir elke kind, Here, dankie vir elkeen se hart vir U, en maak dit net meer. Maak dit net meer. Here, vat ons in 'n dieper dimensie in van wie U is, en dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vir oomblikke soos hierdie, waar ons weet, U is hier teenwoordig. Dankie vanoggend vir die woord, dankie vir die tyd aan aanbidding, en ons het so baie lief, Here. In U naam alleen. En almal sê saam, Amen. Dis welkom om jou sitplek in te neem. Kan ons net weer dankie sê vir ons aanbiddingspan vanoggend. Kan ons vir hulle ook 'n applaus gee. Dankie julle. So. Kyk, in die laaste ruk word ek al hoe meer opgewonde. Nou julle ken my as die opgewonde ou. So partykeer loop ek so baie op die verhoog dat ek partykeer amper afval. En dat 'n paar keer gebeur, ek wil net sê, ek is baie dankbaar vir die rubberstukkies hieronder, maar ek raak so opgewonde. Ons het verlede week het ons so 'n ongelooflike tyd gehad in die diens ook, waar daar hierdie tasbare teenwoordigheid van die Here was. En ons sien dit al hoe meer gebeur, ons sien al hoe meer daai teenwoordigheid in sekere plekke uitbreek, in sekere ouens se kantore selfs, en daarom het ek hierdie ding in my gees, waar ek voel dat Delma self as 'n dorp op daai punt is, om amper 'n herlewing in die gees te beleef. So ek dink een van die goed wat die Here vir ons gesê het, toe ons net hier aangekom het, is, ons mag nooit neerkyk op ons dorp nie. En ek dink meeste van ons wat hier is, kyk nie neer op ons dorp nie. En die rede is, want ons weet die Here is hier besig.
Ons weet die Here is hier besig. So ons sien ongelooflike goed gebeur, ons sien goed gebeur waarmee die Here besig is. So dankie vir almal wat vanoggend hier is. Dankie vir jou hart ook vir die Here. Dankie vir jou hart vir die Gees en vir die Koninkryk. So ons gaan sommer reguit vandag inspring in ons tema van die dag. Ons gesels vandag oor ons 5de tema aan die reeks, die geheime van die Koninkryk, en ons praat vandag oor diensbaarheid. Diensbaarheid. Nou, ek dink diensbaarheid is een van daai goed wat na 'n paar rigtings toe kan gaan, maar hier is die ding, baie keer verstaan ons nie waaroor koninkryks diensbaarheid gaan nie, kingdom serving, waaroor dit eintlik gaan wanneer ons kyk na die woord nie. Sien, baie mense, ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie, baie mense doen dit so, wanneer ek iemand dien ek nie eintlik hulle nie, ek dien myself, want ek wil sekere goed uit daai plek uitkry, ek wil sekere goed uit daai interaksie uitkry. Ek sal nooit vergeet, ons 'n paar jaar terug, gaan ons op hierdie groot uitreik, en daar's so 200 kinders wat saam gaan, en dan kom ons in hierdie dorp aan, waar omtrent net RDP-huise is. So dis nie 'n ryk dorp nie, dis nie 'n mooi dorp nie, maar is ons besig om mense te bedien, en die volgende oomblik besef ons, dat 'n klomp van die mense wat saam met ons is nie noodwendig daar vir die uitreik nie, hulle is daar vir Facebook. Want wat is mooier as om hierdie kleurvolle lollipop te gee vir 'n kind wat maar is en arm is en vol stof is. So mense het letterlik gaan selfies neem met die kinders. En ons besef toe dat daar 'n krisis is van mense wat gaan dien, maar hulle dien nie die mense nie, hulle dien hulle self. Want ek soek iets daar uit, ek soek iets uit daai interaksie uit. So dis waar ek vanoggend gebore word, die geheim van diensbaarheid. Want ons 'n diepte en 'n krag aan diensbaarheid wat ons baie keer mis. So ons gaan na Markus 10 toe gaan. Op 'n stadium in Markus 10 kom Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, die seuns van die donder, is vir my altyd so mooi woord, die seuns van die donder, kom hulle na Jesus toe en hulle vra vir hom hierdie ding. Hulle sê, maar Jesus, wanneer u as koning regeer, kan een van ons aan u linkerhand sit en die ander een aan die regterhand? En Jesus sien regdeur dit, en hy antwoord met al sy wysheid, en hy sê, maar slegs die Vader kan hierdie dinge besluit. En dan hoor die ander disippels dit, en hulle raak kwaad. Die Afrikaanse vertaling sê, hulle was verontwaardig. Verontwaardig. En ek wil vir jou sê, en baie keer, as 'n taxi vir jou inry, dan sal jy nie jouself beskryf as ek was verontwaardig nie. So verontwaardig is 'n versagtende woord, vir hulle was woedend, hulle was kwaad, want hierdie ouens wil al die posisies rondom Jesus hê, maar dan antwoord hy hierdie, so Jesus antwoord hierdie, Markus 10 vers 42, hy sê, Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet, dat het by die nasie so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. So hy sê vir hulle, hy sê, ouens, ek hoor julle is besig om te sukkel met hierdie goed. Ek hoor almal van julle wil die belangrikste wees, maar weet net, in die wêreld is daar ouens wat sogenaamde regeerders is, sogenaamde konings, sogenaamde heersers, maar hulle misbruik hulle mag. So met ander woorde, daar's mense in posisies van autoriteit wat baas speel oor ander. Sien hoe misbruik hulle mag? Hulle misbruik hulle mag, want hulle bevorder hulle self, hulle bring hulle self in 'n plek van geluk en 'n plek van bevordering en rykdom en mag en al die dinge ten koste van iemand anders. Sien, en dis die groot ding van 'n persoon in autoriteit. Jy het altyd die keuse, gaan ek my lewe bou op die rug van ander mense, of gaan ek leef in 'n plek van opoffering en gaan ek my lewe gee vir ander mense. So hy sê, mense in plekke van autoriteit, hulle is besig om hulle mag te misbruik, hulle verryk hulle self ten koste van iemand anders. En dis wat vir my mooi is. Hy gebruik hier die woord sogenaamd. Met ander woorde, daar's sekere mense en al die disippels, hy sê, daar's sekere mense wat in hierdie hoë plekke wil wees, maar hulle verstaan nie wat dit beteken om te regeer nie. Hulle verstaan nie wat dit beteken om in die bokant van die hiërargie te wees nie. En dit lyk nie soos wat die wêreld lyk nie. Dit lyk nie soos iemand wat mag misbruik nie. Dit lyk nie soos iemand wat hulle lewe bou op die bloed, sweet en trane en partykeer lewe van iemand anders nie. Sien, ons baie mense in plekke van autoriteit wat hulle hele lewe, hulle rykdom, alles bou op die altaar van die lewens van iemand anders. Maar sê hierdie ouens verstaan nie wat heerskappy is nie.
Hulle verstaan nie wat heerskappy is nie. Kyk, toe ek nou hierdie gedeelte lees, toe dink ek so, ek dink almal van ons het al ergens gewerk vir iemand, wat hulle hele lewe, hulle rykdom, hulle mag, hulle status, bou op die opoffering van ander. En ek dink toe so, ons het op 'n stadium, was ons by 'n plek betrokke waar dit baie toksies geraak het. En almal van ons was al ergens by so 'n plek, waar jy gevoel het, weet jy wat? Ek is nou lus om al my goedjies te pak en ek gaan opstaan en loop. Ek gaan opstaan en loop. En terwyl jy besig is om te pak, want jy wil nie meer onder die mag van hierdie ouens wees nie, begin daar iets gebeur, en jy besef skielik, maar ek het 1.7 units se krag oor, en nog 4 dae tot payday. Dan pak jy maar weer uit. En jy bly. Maar sê, ons mense wat letterlik hulle mag misbruik. Maar dan gaan hy verder en hy sê hier in Markus 10 vers 43 tot 45. Hy sê, maar by julle moet dit nie so wees nie. Met ander woorde, ons regeer nie vanuit 'n plek van mag nie. Ons heers nie vanuit 'n plek van mag nie. Hy sê, elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. So wat sê hy? Hy sê, ek hoor julle. Julle wil hierdie belangrike plek hê, maar as een van julle groot wil wees, moet hy dien. As een van julle eerste wil wees, moet hy dien. Moet hy dien, en dan sê hy, en die manier hoe ons dien is kyk na my voorbeeld, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, om sy lewe as losprys te gee vir ander. Met ander woorde, ons wat dien, ons bou nie ons lewe en ons rykdom en al hierdie dinge op die rug of die lewe van iemand anders nie, nee, ons doen dit so 'n bietjie anders. Sien, die seun van die mens bou nie sy koninkryk soos aardse regeerders op die bloed, sweet, trane en lewe van ander mense nie. Die seun van die mens bou sy koninkryk deur sy eie lewe te gee. Hy bou sy koninkryk deur sy eie lewe te gee. En hy sê, dis die uitstaande, dis die kenmerk van 'n koninkryk heerser. Dis die kenmerk van iemand wat aangestel is in 'n posisie van autoriteit in die koninkryk. Dis nie in die eerste plek dat ek vra dat ander hulle lewe opoffer nie, maar ek gaan my lewe opoffer. Ek gaan my lewe gee, sodat jy die koninkryk sal sien. Ek gaan my lewe gee, sodat dit goed sal gaan met jou. So hy sê, ek het hierdie ander koninkryk. En dit herinner my aan Filippense 2, kom ons lees saam, Filippense 2 vers 3 tot 4. Dit sê, moet niks uit selfsug doen, of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig, deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moet nie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. So hy sê, wees nederig, so dink meer van ander as van jouself. So wat is dit wat Jesus voorstel? Hy sê, ek hoor julle. Hy sê, ek hoor julle. Almal van julle wil in hierdie hoë posisie wees. Maar hier is wat ek voorstel. Dat ons 'n ander tipe koninkryk bou. Nie een waar ek myself wil verryk en myself wil verbeter en myself wil bevorder nie. Maar een waar ek bereid is om na jou te kyk en ek sien jou as hoër as myself. Een waar ek na jou sal kyk en ek sal alles opoffer sodat dit goed sal gaan met jou. So dis 'n onderste bo koninkryk. Dis anders as die corporate model van die wêreld. Dis anders as die model van die wêreld wat sê alles gaan oor me, myself and I. It's an upside down kingdom. Dit lyk anders as die wêreld. Dis anders as die politici. En ek is versigtig met hierdie ene, want ek wil nie iemand noem wat met rooi in parlement sit nie, maar ons almal ken hierdie ouens. Wat sê it's for the people. Maar ons almal weet it's for my pocket. Ons almal ken daai. Hy sê, ons koninkryk lyk nie so nie. Ons koninkryk lyk anders. Ons is veronderstel om te dien. Ons is veronderstel om op te offer. Ons is veronderstel om te gee. Hoekom? Sodat dit met jou goed sal gaan. Sodat jy die koninkryk sal sien. So sê, ek het nie gekom om te dien nie. Om gedien te word nie. Ek het gekom om te dien. En dan gee hy sy lewe. En ek wil vir jou sê, in myself is ek bitter dankbaar dat die Here bereid was om dit te doen. Want as dit nie vir hom was wat
wat ons kom dien het, deur sy lewe te gee nie, sou ek nie hier gewees het nie. En sou nie een van ons hier gewees het nie. Hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Want liefde het hom gedring. Liefde het hom gedring om aan die kruis te hang. Liefde het hom gedring om alles te gee. Liefde. So die woord dien in vers 43. Die woord dienaar, kom ons kyk gou hierna. Die woord dienaar beteken hierdie. In die eerste plek beteken dit, dis iemand wat wag op iemand. Dis amper iemand wat soos 'n waiter in 'n restaurant is. En ons het 'n paar oulikes in die dorp, ons het 'n paar minder oulikes waar daar nooit 'n waiter is nie, maar dis oké. Ons vergewe hulle, ons bless hulle. Dalk nie met 'n tip nie, nee grap. Maar so as ons kyk na die woord dienaar, beteken dit in die eerste plek om te wag op iemand. So om met ander woorde, soos 'n waiter by hulle te staan en te sê, maar hoe kan ek jou help? Wat het jy nodig? Waarvoor kan ek bid? Hoe kan ek jou bedien? In die tweede plek, wys dit na iemand wat stof opskop in die gees. Dis letterlik die vertaling. Iemand wat stof opskop in die gees. So iemand wat 'n dienaar is met ander woorde, iemand wat sê, ek gaan doen wat dit vat, opgee wat nodig is, my lewe offer, sodat ek die stof van jou siel sal afskop. Sodat ek die stof van jou onvergifnis sal afskop. Sodat ek die stof van jou huwelik en jou familie en jou finansies en jou skool en oral waar jy betrokke is, sal afskop. Hoekom? Sodat jy sal lewe. Sodat jy die koninkryk van God sal sien. Die volgende een, hy vertaal ook as 'n vrye slaaf. 'n vrye slaaf. Met ander woorde, 'n dienaar, iemand wat dien, is iemand wat sê, ek is vry, maar ek kies om te leef as 'n slaaf. Ek kies om iemand anders te dien. Ek kies om onder iemand se autoriteit te staan en te wag om te reageer op 'n opdrag. Om te wag, om te reageer op 'n opdrag. Sien, hier's die mooi ding van 'n dienaar. 'n Dienaar is iemand wie se lewe bepaal word deur 'n bevel. Iemand wie se lewe bepaal word deur 'n bevel van iemand anders. En in ons geval, as Jesus sê, as jy eerste wil wees, moet jy dien. Beteken dit dat ek die heeltyd wag vir daai stem van die Here. Ek's die heeltyd besig om te luister as 'n geesvervulde gelowige na dit waarheen die Here my wil stuur. Sien, die Gees dring my deur Jesus, maar die Gees dring my om na sekere mense toe te gaan en hulle te gaan dien, hulle te gaan bid dien, vir hulle te bid, sekere dinge vir hulle te vat. So is iemand wat onder bevel staan. Die Gees van die Here is die heeltyd besig om oor die aarde te gaan, die heeltyd. En die Bybel sê, hy soek na hulle wie se Gees uitroep, Abba Vader. Met ander woorde, Abba Vader, ek het u nodig. En wanneer ons gees vervuld is, dan kom daar stem baie keer in wat sê, maar ek wil hê jy moet hierdie persoon gaan dien. Ek wil hê jy moet opdaag by hulle deur. Ek wil hê jy moet vir hulle boodskap stuur. Ek wil hê jy moet gaan incheck vir koffie. Ek wil hê jy moet opdaag by hulle en net vir hulle sê, hey, ek is hier vir jou. Ons dink baie keer om iemand te dien, is hierdie groot geestelike aksie, of ek moet hulle hele lewe verander. Partykeer bring die Here 'n naam na jou toe. Jy het al ooit gehad dat die Here net vir jou 'n naam gee die aand en dit pla jou so dat jy nie kan slaap nie. Of jy weet, ek moet hierdie boodskap stuur vir hierdie persoon. Maar ek's nie goed met WhatsApp nie. So ek stuur hom maar nie. Of ek is bang dat dit ding vreemd van my. Maar dis die Gees wat besig is om vir jou 'n opdrag te gee. Ek wil hê jy moet hulle dien. Ek wil hê jy moet opdaag vir hulle. Ek wil hê jy moet daar wees vir hulle. En die oomblik as ons dit doen, dan begin ons die stof van hulle gees afskop. Sien, 'n diensknegt of 'n dienaar is altyd bereid om te reageer op die stem en die dring van die Heilige Gees. Op 'n stadium kry ons hierdie voorbeeld in die woord in Handelinge 6 van Stefanus wat 'n tafelbediening het. En hy het hierdie vermoë gehad om te reageer op die stem van die Here. Soos iemand teenoor hom sit en hulle is by die kerk en hy voel net, maar ek moet met hierdie persoon gaan praat, dan staan hy op en hy gaan praat. Ander kere sou hy by iemand sy huis opgedaag het. Maar die woord sê hierdie, Handelinge 6 vers 8, kom ons kyk saam, Handelinge 6 vers 8, dit sê hierdie, dit sê, en Stefanus, vol van geloof,
Ander vertaling sê wysheid en krag. Het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En al wat hy gehad het, was 'n tafelbediening. Al wat hy gedoen het, was hy het opgedaag, wanneer die Gees vir hom sê, gaan praat met hierdie persoon, gaan bid vir daai persoon, bedien daai persoon. En as dit so mooi, die twee goed wat hy heeltyd gebruik het, was wysheid en krag. Wysheid en krag. Sien, as ek wil dien, soos wat Jesus gedien het, onderste bo koninkryk, ek offer op, bou nie my lewe op die opoffering van iemand anders nie. Hoe doen ek dit? Ek het nodig om deur die krag van die Gees te beweeg, om te reageer op sy stem. Maar terselfdertyd het ek nodig om in wysheid te beweeg. Die krag van die Heilige Gees gaan nie oor. Wanneer die Here my dring om iemand te gaan dien, het ek nodig om te weet hoe ek dit moet doen. So gaan ek vir hulle bid, gaan ek hande oplê vir 'n siekte, gaan ek 'n profetiese woord gee, gaan ek hulle dalk net bemoedig met 'n mooi vers. Hoe lyk daai? En dit kom alles deur die krag van die Heilige Gees. Deur die krag van die Heilige Gees. Maar saam met dit, die krag van die Heilige Gees is ook daar om ons te help om deur te voer op dit wat die Here van ons vra. Een van die moeilikste goed van hierdie dag en van hierdie tyd is om deur te voer op dit wat die Here vir jou sê. Ons het op 'n stadium, dis in 'n plek gebly, en 'n ongelooflike mooi area, ongelooflike mooi plek. En dit het al die coffee shops, en dis al die fancy goed, en een van die coffee shops het hierdie wêreld se nommer 1 koffiewinkel in 'n jaar gewen. Ek dink 3 jaar in 'n ry. Dit was die wêreld se nommer 1 koffiewinkel. En nou het ons al die mense rondom ons, en ons het so baie mense wat ons vir ons gesê het, hoorie, ek gaan jou nooi vir koffie. Ek gaan jou nooi vir koffie. En in 7 jaar het 2 deurgevoer op. 2. Ek wil vir jou sê, dis wat ek love van Delmas. As iemand die sê, ek gaan jou nooi vir koffie, dan doen hulle dit. Dan doen hulle dit. Die hoeveelheid koffies wat ons al gedrink het, Pieter, die laaste ruk nie. Ek dink, dis hoekom ek so bewe. Maar dis die mooi van 'n gemeenskap wat sê, ek gaan deurvoer op dit wat die Here vir my vra. En partykeer vra die Here vir jou om koffie te gaan drink met iemand met wie jy nie wil nie. Jy is nie lus om te gaan nie, maar die Gees dring my. Die Gees dring my om by hulle uit te kom. Die Gees dring my om hulle te dien. Die Gees dring my om anders te wees as die wêreld. So dit sê Stefanus het vol krag en dan saam met dit wysheid beweeg. Sien, hoekom het ons wysheid nodig wanneer ons iemand dien? Want diensbaarheid kan my ook in 'n plek inlei waar ek iemand gevangene hou van hulle omstandighede. So ek het wysheid nodig om hulle op die regte manier te bedien. Ek het wysheid nodig om seker te maak hulle bly nie vasgesluit in daai tronk van hulle omstandighede of armoede of geestelike issues nie. Ek het wysheid nodig. So baie keer dien ons mense op 'n plek waar hulle afhanklik bly van ons, op 'n manier dat hulle afhanklik bly van ons. So baie keer dien ons mense op 'n manier dat hulle eintlik verder val in daai gat waarin hulle was. Ons het al so baie gehoor van ouens wat vir iemand geld gee, byvoorbeeld wat 'n alkoholprobleem het. As jy vir 'n alkoholist geld gee, gaan hulle drank koop. So ons dien hulle op 'n ander manier. Ons help hulle om in daai gat uit te kom. Ons help hulle om deur daai storm te kom, om oor daai berg te kom, maar dit is op 'n ander manier. En saam met dit wysheid help ons om in die regte seisoen die regte ding te doen vir iemand, om in die regte harde te doen. So dis altyd krag en wysheid. Hoe dien ek iemand? In krag en in wysheid, in krag en in wysheid. Hoe dien ek iemand? Ek offer my lewe op. Ek offer my lewe op as 'n heilige en volmaakte offer vir God. Ek gee my lewe as 'n losprys, sodat hulle kan lewe. En dit kos jou iets. Partykeer kos dit jou iets om iemand te dien. Partykeer kos dit jou iets. Partykeer gaan jy net vuil word. Ander kere gaan iemand jou hart seermaak. Ander kere moet jy grense trek en jy verstaan nie hoekom nie. Dit is 'n opoffering om iemand te dien op so 'n manier dat hulle in die koninkryk sal inkom. Maar dis wat die Here van ons vra. Ek gaan jou dien totdat jy die koninkryk sien. Sien, wat gebeur wanneer ek iemand dien? Wanneer ek iemand dien, is daar iets wat loskom in die gees.
Daar's iets wat loskom in die gees. Daar's iets wat gebeur in hulle lewe, in die persoon in wie ek dien. So daar's vestinge wat afgebreek word, wat verwoes word. Daar's sekere goed wat loskom uit hulle lewe, maar daar's ook iets wat in my lewe loskom. Want dien is 'n twee-rigtingstraat. So die Here kom doen ook iets in my hart. En hier's wat gebeur. Ons word soos wie ons dien. Ons word soos wie ons dien. Daarom moedig die Here ons aan. Johannes 20 vers 26 sê hy hierdie. Hy sê, as iemand my wil dien, Johannes 20:26, kom ons kyk hoe gou daar. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. So hy sê in die eerste plek, voordat jy mense gaan dien, maak seker jy dien my wat Jesus is. Maak seker jy dien my, want jy word soos wie jy dien. Jy word soos wie jy dien. En wanneer ek iemand dien, wil ek hê dat Jesus uit my wese uitstraal. Hulle moet Jesus in elke woord, in elke aksie, in elke gebed sien. Ek wil hê hulle moet Jesus in my sien. Sien, ons was oorspronklik geskep om die beeld van God in hierdie wêreld te dra. Om die beeld van God uit te straal. So Genesis 1:27 sê hierdie. Genesis 1:27. Dit sê, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. En dan wil ek amper al mense op die laaste deel, man en vrou het hy hulle geskep. Nie man en, in elk geval. Ons kry vandag 70 genders. Sal nie daarin gaan nie. Ek wil net sê, die snaakste ding wat ek nou dag hoor, is ek hoor een van die kinders praat van hydrogender. Hydrogender. Wat op aarde is dit? Hulle sê, dis iemand wat identifiseer as water. So hulle is vloeibaar. En wonder ek, kan jy kook en kan jy vries? Verstaan nou nie lekker. En dis genuine, hoor. Dis genuine. So God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. So as verteenwoordiger, in die eerste plek, is ons geskep om God te verteenwoordig op aarde. To represent him well. Om sy liefde, sy genade, sy gees, sy koninkryk te verteenwoordig. Sodat ander hom in ons sal sien. En dan sê hy, en julle is ook in God se beeld geskep, en dan as man en vrou, in God se beeld. Sien, hier gee die Here vir ons, in die heel eerste boek van die woord, gee hy vir ons die rede vir ons lewe. Hy gee vir ons die sleutel vir hoe ons as gelowiges moet leef. Julle is in die beeld van God geskep. Met ander woorde, in elke aksie, woord, bediening, aktiwiteit, gebed, is ons veronderstel om hierdie beeld of hierdie prentjie van die Vader aan iemand anders te wys. Wanneer hulle ons sien, soos Johannes 14 vers 9 sê, waar Jesus sê, as julle my gesien het, het julle my Vader gesien. Wanneer hulle ons sien, is hulle veronderstel om alreeds die Vader in die hemel te sien. Ek is veronderstel om hom goed te verteenwoordig op aarde. Ek wil hê dat mense my pa moet leer ken. Ek wil hê dat hulle hom moet aanhang. So my hele lewe word gewy aan hierdie een ding. Wanneer hulle my sien, moet hulle my volmaakte, heilige, liefdevolle Vader in die hemel sien. Wanneer hulle my sien, moet hulle die een sien wie ek dien, want jy word soos wie jy dien. Ek wil hê hulle moet hom sien. Wat vir my so mooi is, ons sien so baie keer hoe mense iemand bedien, en hulle weet, dit was nie daai persoon nie, dit was die Here. Ons die hele paar jaar terug, is ons op 'n uittrek by 'n Afrika kerk, en kyk, daai ouens doen dit anders, nie. Hulle dans, en gaan te kere, en my Afrikaanse linkervoete wil nie lekker in aksie kom nie. En hoe meer hulle dans, hoe meer hak ek vas. En op 'n stadium kom daar 'n vrou vorentoe, ek sal nooit vergeet nie, ou tannie, en haar rug is so gebuig. Ek het in my lewe nog nooit so iets gesien, soos wat toe gebeur nie. Haar rug is so gebuig, en sy kom vorentoe, en al wat sy vra is in haar gebroke Engels, is iets in die lyn van, Pastor, can you pray for me? Ek sê, ja, kom ons bid. Ek weet nie waarvoor ek bid nie. Ek ken nie hierdie goed nie. Wel, ek weet van genesing, maar ek ken nie daai tipe genesing nie. En ek vat haar hande. En al wat ek sê is, Jesus, raak haar aan.
En die volgende oomblik klap haar rug soos 'n skoot. En haar tannie staan regop. En dan sy begin hardloop voor die verhoog, soos 'n jong atleet. Ek sê, Here, wat gaan nou aan? Wat gaan nou aan? Die Here kom genees so aan 'n oomblik. Weet julle wat doen sy? Sy kom nie na my toe en sê, dankie pastor, of wat ook al nie. Sy hardloop af en al wat sy sê is, sy skree net daai naam in haar taal, weet nie eens wat sy taal het is nie, sy sê net, Jesu, 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 Jesus, 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 die hele pad soos wat sy hardloop. Want wat het gebeur in daai oomblik? Sy het nie my gesien nie, sy het hom gesien. En dis die doel van alles wat ons doen op aarde. Elke keer as ons iemand dien, is hulle veronderstel om hom te sien en nie my nie. Dis vir my hartseer dat ons sien hoe baie ouens op uitreike 'n foto saam met 'n kind neem, want hulle soek likes op Facebook. Dis vir my hartseer. Want dis nie die hart van God nie. Dis nie dat dit goed sal gaan met my nie, maar met hulle. Dat hulle hom sal ontmoet. So wanneer hulle my sien, moet hulle die een sien wie ek dien. Wie ek dien. So baie keer, as ons iemand dien, gaan het eintlik vir ons oor wat ons daaruit kan kry, om goed te lyk, of daai dankie op 'n kamera te vas te vang. Ons hoor so baie mense wat ook sal sê, weet jy, maar ek het hierdie ding gedoen vir hulle, en ek het nie eens 'n dankie gekry nie. Het gaan nie oor my nie. Het gaan oor hulle. En ek sien nêrens in die woord waar Jesus sê, wel, ek het nie eens 'n dankie gekry nie. Gebeur nie. Hoekom? Want ek is veronderstel om my lewe as 'n losprys te gee, sodat hulle hom kan sien en in die koninkryk kan inkom waar hulle hom dien. Ek is veronderstel om my lewe as 'n losprys te gee. Dit beteken selfs al sê iemand nie dankie nie, ek gaan hulle ander dien. Ek gaan hulle ander dien. Hoekom? Want ek dien hulle vir die Vader, vir Jesus. Maar deur die Gees en deur die krag van die Gees en deur die wysheid van die Gees. Ek dien hulle vir Jesus, deur die wysheid van die Gees en die krag van die Gees. En dis die hart vir ons gemeente. Dat ons diensbaar sal wees op so 'n manier. Dat ons diensbaar sal wees op so 'n manier dat mense ons Jesus sal raak sien en hom sal begin dien. En partykeer kos dit jou iets. Partykeer vat dit 'n opoffering. Maar as iets aan dien. Dien het altyd 'n doel. Dien het altyd 'n doel. Die Here het altyd 'n plan met iemand wat iemand gaan dien. Partykeer kom iemand vry van verslawing. Ander keer is daar genesing. Ander keer het iemand net kos vir daai een dag. En prys die Here daarvoor. Maar ander kere wanneer ons iemand dien, dan kom stig die Here jou en hy bou jou en hy rus jou toe sodat jy meer mense met hom sal kan dien. So ons verskillende goed wat gebeur in dien, maar dien het altyd 'n doel. Een van die mooiste voorbeelde hiervan is vir my in die storie van Elisa. Nou Elisa in Konings was die leerling van Elia. En Elia het vuur uit die hemel uitgeroep. Maar Elisa besluit dan, ek gaan Elia dien. Ek gaan sy diensknegt wees. Ek gaan net hom en die Here dien. En wat my so mooi is van dit is hierdie ding. Baie keer roep die Here ons om in 'n sekere seisoen in ons lewe een persoon te dien. Een persoon. En dan soek ons die groot en die baie, maar ek sê vir hierdie seisoen net een. In jou familie, in jou kringe, in jou besigheid, waar jy werk, waar jy bly, waar ook al dit mag wees, een persoon, om Jesus aan een persoon bekend te maak. Wie is jou een? Sien, Elisa besluit, maar ek kies vir Elia. Ek gaan stop vir hom, ek gaan stop vir hierdie een. En dan kyk wat gebeur. Kom ons lees saam, 1 Konings 19, vers 19 tot 21. Dit sê hierdie. So dis nou Elia, het toe van daar af weggegaan en Elisa, die seun van Safat, aangetref, terwyl hy aan die ploeg was. Nie wie geweet het nie, Elisa was 'n boer. Hy was 'n boer. Terwyl hy aan die ploeg was met 12 osse voor hom, en hy self by die 12de paar was, en Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat hy tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy het hom geantwoord, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Met ander woorde, as jy my nie wil volg nie, dis oké.
Dis okay. So Elisa het gedink, ek het hierdie toekoms voor my. Ek gaan ryk wees. Ek gaan baie osse hê. Ek gaan boer en plant en al die dinge. En dan roep die Here hom om een persoon te dien. Hoekom dien ek hom? Want ek sien iets van God in Elia. Ek sien iets van die Here in hom. En dan staan hier die venster van gehoorsaamheid. Ons het die venster van gehoorsaamheid, en as hy dit gemis het, het hy dit gemis. Dan het ons van iemand anders gelees in die woord. So as die venster van gehoorsaamheid aan dien, en baie keer is dit dieselfde met ons, daar is die venster van gehoorsaamheid, waar die Here jou roep om iemand te dien in 'n sekere oomblik. Maar baie keer is ek so besig om te kyk na die beeste, dat ek nie bereid is om vir 'n oomblik te stop en te sê, Here, wat wil U nou doen in daai persoon nie? Die geesvervulde gelowige is iemand wat reageer op die stem van die Here, maar ek wag dit nie uit en kyk wat gebeur nie. En baie keer is dit moeilik, want ek het goed om na te kyk by my werk, of my besigheid, of selfs my boerdery. Ons goed wat moet gebeur. En baie keer sê ons vir die Here, maar Here, ek het eintlik hierdie skedule, maar die Here het 'n plan, en is groter as my skedule en my lysies. Die geesvervulde gelowige reageer op die stem van die Here om iemand te dien, om iemand te bel, om op te daag by iemand se deur, selfs as ek net 'n klein bietjie snif in die neus kry dat dit dalk hy kan wees. Ek het nie volle bevestiging nodig nie. As ek snif in die neus kry dat dit dalk hy is, dan gaan ek gaan, want ek weet, my Here het 'n plan. So gehoorsaamheid toets my. Want partykeer is dit moeilik om te reageer op die stem van die Here. Partykeer is dit moeilik om te reageer, maar gehoorsaamheid sê, en dien sê, ek wil nie mis wat die Here nou in daai persoon gaan doen nie. So Elisa reageer, en dan gaan hy agter Elia aan, en dan vra hy op 'n stadium vir die Here hierdie groot ding, terwyl hy hom dien, sien hy sekere goed. En hy vra van 2 Konings 2:9, hy sê, Here, kan ek 'n dubbel porsie kry van die salwing wat op Elia was? Elia het vuur uit die hemel uitgeroep, nou soek jy meer. En die Here gee dit vir hom. En daai ding word losgemaak in sy gees. Sien ons iets wat losgemaak word in my gees, wanneer ek iemand anders dien. Party van ons smag na meer van die gawes van die Here, ander van ons smag na 'n sekere tipe bediening. Baie keer wanneer ek iemand dien, kom maak die Here 'n begeerte in my hart en in my gees los, wat hy wil hê ek moet pursue, ek moet najaag. Baie keer as ons byvoorbeeld kos vir iemand vat, iemand wat die Here op ons hart gedruk het, voel ek skielik ek moet 'n sopkombuis begin. Ander keer as ek iemand gaan bemoedig, dan voel dit vir my ewe skielik op my hart, ek het nodig om 'n vroue bediening van die grond af te kry, of 'n manne ontbyt. Sien ons iets wat in my gees losgemaak word wanneer ek iemand dien, en vir Elisa was dit, ek het nodig om 'n dubbel porsie te kry van dit wat Elia gehad het, sodat ek die mure van die vyand selfs meer kon skud en afbreek en verwoes as wat hy gedoen het. 'n Dubbel porsie. Dis die interessante. Elisa het in die woord, as jy gaan tel, fisies 2 maal dubbel die hoeveelheid wonderwerke gedoen as Elia. Hy het 'n dubbel porsie ontvang. Nou is Elia weg. Elia is op 'n stadium weg. Hy is op hemel toe. En Elisa wonder, het ek hierdie dubbel porsie ontvang? En ek dink baie keer is ons in dieselfde bootjie. Ons bid vir iets spesifiek vir die Here. Here, ek het hierdie ding op my hart. Ek het die begeerte om vir iemand te kan bid. Ek het die begeerte om mense te kan bemoedig. Ek het die begeerte om te kan preek. Om te kan bid vir mense soos Annemarie. Ek het die begeerte. Hoe weet ek of ek dit ontvang het? Ek het nodig om dit te oefen en dit te toets en te kyk wat gebeur. As jy 'n begeerte het om te bid vir die siekes en jy bid nooit vir 'n sieke nie, gaan jy nie weet of jy dit ontvang het nie. Ek het jare terug, skryf ek in vir die Cape Town Cycling Tour. Ek was baie opgewonde. Maar vir die hele cycling tour het ek 2 keer geoefen. Die eerste keer toe ek die fiets by die winkel gekoop het, en die tweede keer toe ek die wiele gaan oppomp het die aand voor die reis. So ek het nie idee gehad of ek reg was vir die resies nie. Ek het
nie idee gehad nie. Ek het nie idee gehad of ek op die fiets gaan klim en gaan vou of nie. En kom die oggend van die cycling toer, ek trek al my goed aan en ek's reg. Kyk, die fietsryklere was so nuut, dit het nog geruik na winkel. En toe ek net so by die deur wil uitstap, toe kom al 'n SMS deur wat sê, the tour has been cancelled, want ons te veel wind. Ek dankie Here. Verligting. So tot vandag te weet ek nie of ek dit sou kon doen nie. Dis baie keer met die gees ook so. Ons het baie keer die begeerte om 'n bediening te begin, of ons het die begeerte om mense aan te raak op 'n sekere manier, of selfs daai familielid. Ons almal het daai familielid wat nodig het om die Here te ken. Ons het daai begeerte om hulle te gaan bedien. Maar ons klim nooit op die fiets om te kyk of ons kan nie. Ons gaan nooit in daai plek in waar ons die gees gaan toets en oefen en kyk wat gebeur nie. Maar ons bid, Here, gebruik my. Maar ek stel nooit myself beskikbaar nie. Hoe weet ek of ek 'n sekere ding ontvang het? Oefen dit, toets dit, gebruik dit en kyk wat gebeur. En kyk wat gebeur. So op 'n stadium is die konings van Israel, Edom en Juda bymekaar en die Moabiete is besig om hulle aan te val. En dan sê hulle, maar ons het 'n profeet nodig. Ons het 'n profeet nodig om vir ons te sê waarmee die Here besig is. En dan kry hulle vir Elisa, en kom ons lees saam, 2 Konings 3 vers 11 tot 12. 2 Konings 3. Maar Josafat het gevra, is hier nie 'n profeet van die Here, deur wie ons die Here kan raadpleeg nie? Een van die amptenare van die koning van Israel het geantwoord, Elisa, die seun van Safat, is hier. Hy het sy opleiding by Elia gekry. Met ander woorde, hy het Elia gedien. Toe het Josafat gesê, die woord van die Here is by Elisa. En daarna het Josafat en die konings van Israel en Edom na Elisa toe gegaan. So hulle kom na Elisa toe. En dis die eerste keer in die woord, waar hy nie meer die leerling van 'n ander is nie. En skielik word die dubbelporsie geactiveer. En hy besef, ek het dit ontvang. En hoor wat gebeur dan verder. 2 Konings 3 vers 13. Elisa het vir die koning van Israel gesê, het ons nog iets vir mekaar te sê? Dan ons het al gepraat oor hierdie waar julle gaan. Gaan na die profete van jou pa en jou ma toe, maar die koning van Israel het vir hom gesê, nee, dit is tog die Here wat hierdie 3 konings geroep het, om hulle in die mag van Moab oor te gee. Met ander woorde, ons maak staat op jou, Elisa. Ons maak staat op jou. En dan lees ons verder, 2 Konings 3 vers 14 tot 15. Elisa het geantwoord, so seker as die Here die Almagtige lewe in wie se diens ek is. Met ander woorde, ek is in die Here se diens. Die Here die Almagtige. Ons gaan net gou 'n oomblik daar stop. Die Here die Almagtige. Elisa het 'n keuse gehad. Gaan ek hierdie konings dien of nie? En dalk sou dit die enigste oomblik wees waar hulle die Here, die Almagtige, die Vader sou kon sien. Niemand anders wou hulle gaan dien nie. Maar Elisa het gesê, ek sal, Here. En dan besluit hulle tog te dien. Want dalk net sien hulle die Vader deur my. En dan gaan hy verder. As dit nie was wat ek agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda, en sou ek nie my eens verwerdig het om na jou te kyk nie. Maar bring nou vir my 'n lierspeler, 'n worship leier. En terwyl die lierspeler gespeel het die mag van die Here vir Elisa in besit geneem. Hy ontvang in daai oomblik die dubbelporsie. Baie keer dink ons het nodig om al voorbereid te wees voordat die Here ons kan gebruik. Maar baie keer roep hy jou en hy vra, daag op by iemand se deur. Vat vir hulle kos, bel hulle voordat jy weet wat om te doen, en in daai oomblik, wanneer ek na hulle toe stap, sal die Gees van God oor jou kom, sal hy vir jou krag bring en sal jy weet wat om verder te doen. Ons het nie nodig om voorbereid te wees of reg te wees of 'n goeie dag te hê om iemand te dien nie. Dan gaan hy verder, 2 Konings 3 vers 16 tot 18. En hy het gesê, so sê die Here,
Daar sal damme en damme water in die vallei staan. Kyk, so sê die Here, julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal die vallei vol water word, sodat julle en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen, maar hy sal ook vir Moab in julle mag oorgee. So konings, julle sal nie in die hande van die vyand inval nie. Dis 'n belofte van die Here. Julle sal nie. Dan gaan ek verder. En selfs al sien julle nie die reën nie, sal die damme vol wees. Die konings het nie water gehad nie, maar hulle het die woord van God gehad. Daar's baie mense in ons lewe wat nie water in hulle finansies, in hulle huwelike, in hulle kinders, waar ook al het nie. Maar ons kan vir hulle die woord van God gee. Ons kan hulle dien op 'n manier dat hulle die Vader kan sien. Dat hulle kan sien, maar hy het nog nie van my vergeet nie. En dis wat vir my so mooi is van daai woord. Dis vir ons ook. Sien, selfs al sien ek nie die reën in my gees of my emosies of my siel nie, is die belofte van die Here, die damme sal vol wees. Al sien ek nie die finansies nie, die Here sal sorg. Al sien ek nie die gesondheid nie, die water sal loop. Daar sal water wees. Ek glo, Elisa sou hierdie konings bemoedig het, selfs al was hulle slawe. Selfs al was hulle slawe. Want die Here het hom geroep. Dien hulle, dien hulle, dien hulle. Selfs al kos dit sy lewe. Want wat het Elisa verstaan? Hulle het ook nodig om die Vader te sien. Almal van ons het iemand in ons lewe wat ook nodig het om die Vader te sien. En baie keer oorkompliseer ons dit so. Hoe sien hulle die Vader? Deur ons wat hulle dien. Sien, Elisa het geword soos wie hy gedien het. Maar die Vader gedien. En deur die krag van die Gees en die wysheid van die Gees het hy die dubbelporsie gekry. Net so roep die Here ons as gemeente om rykes en armes, geskeides en getroudes, verloofdes en jong verliefdes, oud en jonk, ryk en arm, besigheid of 'n werknemer, wie ook al dit is, die Here roep ons as gemeente om almal te dien, want elkeen daar buite en selfs elkeen hier binne het nodig om my Vader te sien. En waar sien hulle hom? In my, in jou. Want ek word soos wie ek dien. En dis my gebed vir ons, dat ons so sal leef, dat of ons 'n kospakkie uitdeel, en of ons hande oplê vir die siekes, of ons iemand uit die dood uit opwek, of 'n demoon uitdryf, of ons woord bring vir iemand, of 'n bemoedigende boodskap stuur, of ons opdaag by iemand se deur, of hulle vat na 'n gebedsmeeting toe, ongeag wat ons doen, dat mense die Vader wat ons dien sal sien, en dat hulle sal sê, maar hom wil ek ook dien, want ek sien hom in jou. Dis my gebed vir ons as gemeente. Ons is diensbaar, en ons gaan dit wees vir elkeen. Kan ek vra dat ons gaan saam staan? Romeine 1:16 sê hierdie. Dit sê, die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus is die krag van God tot redding vir elkeen. Die goeie nuus. Ek vir jou aanmoedig vandag, in hierdie vakansietyd, om die goeie nuus vir iemand te wees. So ons gaan bid, en ons gaan bid dat die Here vir ons name begin gee. Ons gaan bid dat die Here ons gees begin dring om gehoorsaam te wees, om dalk te stop by iemand se voordeur wat jy nie ken nie. Hoe wonderlik sal dit wees as ons ry die pad af, en jy voel ek het nodig om te stop by nommer 10 Hendrik Verwoerd, of waar kan dit mag wees? Want die Gees dring my, en as jy klop aan die deur, sê iemand, ek het gewag vir jou. Ons gaan dien. En kom ons bid saam. Vader, dankie.
Dankie dat U hier is vandag. Dankie vir elkeen wat sê, ek is bereid om in hierdie koninkryk te leef. Ek is bereid om hierdie Vader uit te leef. Ek is bereid om te dien. Selfs al kos dit my iets. Selfs al moet ek my lewe as 'n losprys gee. Ek is bereid om te dien, sodat ander U sal sien. En ek wil vra, Here, dat U ons as gemeente se harte sal voorberei. Dat ons ander sal dien, al lyk hulle nie soos ons lyk nie, al klink hulle nie soos ons klink nie, al is hulle nie waar ons is nie. Sodat hulle U sal sien, of het 'n koning of 'n slaaf is, ryk of arm, getroud of nie, waar ook al hulle is in die lewe. Help ons, Here, om hulle te dien, sodat hulle sal weet, maar U is 'n God van liefde, wat my raak sien. Ek dank U daarvoor. Ek wil nou vra in hierdie oomblik, Here, dat U vir elkeen in hierdie vertrek 'n naam sal gee, of 'n plek sal gee, waar ons U moet gaan verteenwoordig. En as ons al klaar doen, dankie daarvoor, Heilige Gees. Maar geef ons 'n naam, geef ons 'n plek. Dalk is dit in ons skole. Here, ons bid vir ons skole. Dankie vir elke onderwyser en onderwyseres. Dankie vir hulle opoffering in die kwartaal. Ons bid vir ons skole, Here. Ons bid vir ons dorp. Help ons om te dien en diensbaar te wees, sodat hulle U sal sien. Ons gee vir U die eer daarvoor. Ek wil vra in hierdie oomblik, om gee vir elkeen 'n naam of 'n plek. En as dit in ons eie families is, ons eie gesinne, is dit ook goed. As dit een persoon is vir 'n seisoen, soos Elisa, is dit ook goed. Dankie, Heilige Gees. Here, kom openbaar vir ons wat ons daarmee doen. Dankie, 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 Here. Geef ons krag, geef ons wysheid, om dit ook reg te doen. Ons gee vir U al die eer. Dankie, Jesus. En almal sê saam, amen. Amen. Kom ons aan by die Here 'n laaste keer. Here, U is my lewe, maak dit bruikbaar voor U troon. Here, neem my bere, as my hart vra na U vrede, sodat ek U lig kan sien, sodat ek U reg kan dien. Dis U wil vir my bestaan, dis U wil vir my bestaan. Here, laat die liefde van die Vader my wil omvou. Here, laat die liefde van die Vader my diensbaar hou, sodat ek U lig kan bring, sodat ek U lof besing. Dis U wil vir my bestaan, diensbaar sal ek voor U staan. Stuur my na die wat dors het, na die water van die lewe. Stuur my na waar daar dood is, na die vrou van donker harte, sodat ek die lig kan bring, sodat ek die lof besing. Dis U wil vir my bestaan, waar U stuur
daar sal ek gaan. Dis U wil vir my bestaan, waar U stuur, daar sal ek gaan. Dankie dat jy vandag hier was. Vir julle wat op vakansie gaan en hierdie week geniet dit. En vir die res, ons sien jou volgende week weer vir 'n ongelooflike tyd in God se teenwoordigheid. Onthou, daar's ook nie na die tyd vandag en volgende week koffie nie, maar daar's voor die tyd volgende week. So kom lekker vroeg, kom kuier lekker saam en kom ons ontvang die seën van die Here. So mag die Here jou seën, mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag ons diensbaar wees in die koninkryk en aan mense openbaar wie die Vader is wat ons dien. En dankie daarvoor, Here, en mag jy vrede ontvang in die naam van Jesus Christus. Amen. So wees, dankie dat julle ons seën, dankie dat jy hier was. Mag jy 'n goeie Sondag verder hê. Ons sien jou volgende week. Leer my